Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Jesaja 43 vanaf vers 15. Kom ons lees saam. Ek is die Here, julle heilige, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here wat in die see 'n pad maak, 'n deurgang in die magtige waters, wat strydwaans en perde laat opruk, 'n leermag, ja, 'n magtige een, saam lê hulle daar. Hulle staan nie op nie, hulle is geblus, soos 'n lampet uitgedoof. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitsprei. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis riviere. In vers 16 en 17 herinner God die Israeliete aan die wonderwerk van die Rooi See. Ek het onlangs 'n dokumentêr gekyk waar hulle ontdekkings gemaak het van die Rooi See se gebeurtenisse. Hy het 'n pad deur die onmoontlike gemaak en hulle vyande uitgewis. En hierdie herinnering aan God se krag is nie net 'n historiese feit nie. Dis 'n bewys dat dieselfde God wat in die verlede wonderwerke gedoen het, vandag aktief in ons lewens betrokke is. Die Here, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde en van jou, is saam jou en is aan die werk in jou lewe. En ek weet, en jy weet, soms voel dit nie so nie. Soms voel dit asof jy hierdie pad alleen moet stap, maar dis nie waar nie. Dit voel asof God stil is, passief en skynbaar afwesig is, maar is alleen. Hy's Immanuel, hy's God met ons. En die Hebreërskrywer bevestig vir ons, hy sê, ek sal jou nooit begewe, hy sê, God sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? En dan sê die Here in hierdie gedeelte, onthou wat ek vir julle gedoen het. En miskien is dit juist die ding. Ons vergeet. Ons vergeet hoe die Here al vir ons deurgekom het. En nie net in die groot dinge in ons lewens nie, ook in die elke dag voorsiening. Elke dag beskerming en leiding wat hy vir ons gee. En daarom die psalmskrywer wat sê, vergeet nie een van sy weldade nie. Onthou. Een van die groot woorde in die Bybel is die woord onthou. Onthou, moenie vergeet nie. Maar moet ook nie vasgevang wees aan dit wat verby is nie. Wanneer ons terugkyk na God se getrouheid, gee dit ons geloof om die toekoms met vertroue te benader. Jesus, ons verlosser, is die grootste bewys van God se krag, liefde en genade. Deur sy kruisdood en opstanding het hy vir ons 'n ewige hoop gegee. 'n Toekoms wat nie deur omstandighede beïnvloed kan word nie. Paulus sê, ek bid dat julle dit sal sien, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Dan sê hy, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder ons is. En dan die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Nou die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom opgewek het uit die dode en hom laat sit aan die regterhand van die hemele. Met dieselfde krag wat Christus uit die dood het opgewek is die krag wat in ons werk, is die krag wat ons lei, is die krag wat ons vat om te kan wees en te kan doen wat ons moet. In vers 18 van Jesaja 43 sê God, dink nie aan die vroeër dinge nie en slaan geen ag op wat van ouds af was nie. Ons het nou net gesê ons moet onthou, en nou moet ons weer vergeet. Maar dit beteken nie dat ons die verlede moet ignoreer nie, maar dat ons nie vasgevang moet raak in die dinge wat ons terughou nie. Onthou hoe ek julle deur die Rooi See gevat het, en vergeet nou van die vleispotte van Egipte. Dis twee goed. Dis amper soos Paulus wat sê, ek vergeet van die wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek onthou hoe ek deur die Rooi See is, maar ek vergeet van dit wat in Egipte gebeur het. God roep ons
om die verlede neer te lê en met 'n oop hart na sy toekoms te kyk. In Jesus het ons 'n nuwe begin. As iemand in Christus is, sy nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan en die nuwe ding het gekom. En God het vir jou en vir my 'n vars seisoen in gedagte. Wel, dis my hoop. En net na hierdie gedeelte in Jesaja 43 vers 19 sê God, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dis al aan die gebeur. Kan jy dit sien? Dit herinner ons dat God altyd werk, selfs wanneer ons dit nie dadelik kan sien nie. Ons glo dat God 'n pad maak waar daar geen pad is nie. Soos hy destyds 'n pad deur die see gemaak het, kan hy vandag 'n pad maak in my en jou lewe. In ons finansies kan hy 'n pad maak, in ons gesinne kan hy 'n pad maak, in ons gesondheid kan hy 'n pad maak, in ons werk, in ons omstandighede. Of in my en jou reis met hom. Voel dit dalk soos 'n doolhof, dit voel soos 'n kulde sak, soos 'n plek wat geen uitgang het nie. Maar selfs daar maak God 'n pad. Die toekoms is nie donker wanneer ons saam met Jesus stap nie. Hy is die lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. Hoe maak dit vir ons saak vandag? Ons kyk met 'n vars blik na die toekoms. Wel een, laat gaan wat jy aan vashou. As daar skuld, skaam en seer is wat jy aan vashou, gee dit vir die Here. Sy genade is vir jou genoeg. En verwag iets nuuts. Praat met die Here en vra hom om jou te wys waar hy besig is om iets nuuts te doen. Hou jou hart en jou oë oop vir sy werk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons verlosser en koning is. Help om ons verlede agter te laat. Help ons en met die hoop en verwagting om na 'n blink toekoms te kyk. Wys ons die werk van U hande in ons lewens en help ons om te vertrou in elke seisoen. In Jesus naam. Amen.